En dankie dat ons U net met ons stemme kan verheerlik. Here, dankie dat ons vanoggend ook net weet dat ons in U teenwoordigheid is. En Here, ons wil sommer net, Here, gee vir ons joy. Gee vir ons net die lekkerte om te weet dat ons Hemelse Vader vir ons toelaat om net so na Hom toe te kom. Here, ons voel eintlik bederf vanoggend dat ons die geleentheid het om in U huis te kan inkom, om net hier te wees, om U te kan aanbid, om U naam te kan uitroep, Jesus, en te kan weet, Heilige Gees, U is hier by ons. Here, maak ons harte oop vanoggend vir die woord waarna ons gaan luister. Here, laat dit nie net 'n woord is nie, maar laat ons net U hart vir ons kan sien. Dat ons U hart vir ons kan beleef, Here, sodat U verheerlik word in elke ding wat ons dink en wat ons doen. Here, ons buig voor U, want U is ons God. Amen. Het jy al gewonder, ek dink ek gaan vanmôre net so 'n bietjie my notas by my hou, en daar's baie skrifgedeeltes. Het jy al gewonder hoe jy regtig waar in die teenwoordigheid van God kan inkom? En is dit moontlik vir ons om so in sy teenwoordigheid te wees, dat daar ewe skielik net dinge rondom ons gebeur? Nou, die Bybel is vol voorbeelde van God se teenwoordigheid, hoe God met ons werk as ons in sy teenwoordigheid is. Want daar's 'n belangrike ding toegesluit daarin om in God se teenwoordigheid te wees. En ek het 'n hele paar teksgedeeltes waaruit ons gaan vanmôre so 'n bietjie gesels. Ons hoofteks is 2 Korintiërs 3, waar Paulus praat oor wat met Moses gebeur het. Nou, ek gaan nie alles daar lees nie, maar kom ons gaan net 'n bietjie terug eers voordat ons hierdie gedeelte lees. Waarna verwys hy? Wat sê hy nou eintlik vir ons oor Moses wat sy gesig toegemaak was? En as ons teruggaan na die Ou Testament toe, Moses is op die berg. God se teenwoordigheid is daar op die berg. Die volk staan daar en hulle kyk, hulle sien hierdie vuur en rook wat op die berg is. En hulle kan dit sien. Maar eers kom Moses. Hy sê, Here, ek wil U aangesig sien. Ek wil sien hoe U lyk. Nou, baie van ons, dink ek, het al dit uitgeroep in ons lewe. Here, kan ek U net sien? Kan ek net 10 minute by U wees, net om 'n bietjie met U te gesels? God sê vir Moses, jy kan nie na my kyk nie. Want jy's nog nie reg om my glorie ten volle te kan aanskou nie. En die Here sit hom daar in 'n wegsteekplekkie. God gaan verby. En Moses beleef die glorie van God. Daar's 'n lig wat uit hom uitskyn. En hy stap terug na die volk toe. Maar die oomblik toe hy uit God se teenwoordigheid begin uitstap, toe begin die glans weg en hy het 'n sluier voor sy gesig gesit. Dit is nie sodat die mense kon gesien het wat met hom gebeur het nie. Hy was bang hulle sien dat hierdie glorie wat hy daar beleef het, is net tydelik gewees. Want hy glorie was besig om weg te gaan. En dit is waarvan ons lees in 2 Korintiërs 3. Ek gaan so van vers 13 af lees, maar as jy nou gaan kyk na voor dit, praat Paulus, weet, as Moses die Ou Testament, hy sê as die Ou Testament gelees word, aan die ander woorde as die skrif gelees word, dan is daar party wat se hart is, hulle draai hulle koppe weg. Dis net soos wat gebeur het toe Moses daar bo by die Here was, het hierdie klomp hulle harte omgedraai, hulle het 'n goue kalf, hulle het hulle eie godsdiens gevorm. En hy sê, Paulus sê so, selfs nou nog, wanneer hy dit gelees word, dan verhard mense in hulle harte. Maar vers 13, ons is ook nie soos Moses, wat sy gesig versluier het, om te verhinder dat die volk sou sien, dat die ligglans net tydelik was nie.
Hulle denke het verhard geraak. Tot vandag toe is hulle gedagtes versluie as hulle die Ou Testament lees. Daardie sluier word net eenvoudig nie verwyder nie, omdat dit net Christus is wat dit geheel en al kan vernietig. Christus kan dit wat toegemaak is, weer oopmaak. Vers 15, tot vandag toe nog, elke keer as Moses voorgelees word, lê daar 'n sluier oor hulle harte. Elke keer as iemand hom na die Here toe draai, verwyder hy, die Here, die sluier. Dan oor God maak oop, hy bly oopmaak. Vers 17 en 18. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk, met 'n heerlikheid wat steeds toeneem, na mate die Here, dit is die Gees, dit aan ons gee. Nou hier is die belangrike ding wat jy moet vat, soos die Gees dit aan ons gee. Paulus gebruik hierdie uitdrukking 'n hele klomp keer in Korintiërs, waar hy gaan praat oor die gawes. Die Heilige Gees gee dit soos hy wil. Wanneer hy die Efese praat oor die vyfvoudige bediening, die Heilige Gees gee dit soos hy wil. Maar as ons gaan kyk na wat staan, hier staan die heerlikheid. Wat is hierdie heerlikheid van God wat Moses beleef het in totaliteit en wat ons totaal bewus van moet wees in ons verhouding met die Here? En dit gaan eerstens oor sy heiligheid. God is sondeloos. Hy het niks sonde in hom nie. Hy is so skoon soos wat ek en jy veronderstel is om te wees. Daar's niemand soos hy nie. Sy heiligheid word aan ons geopenbaar. Hy wys dit daar op die berg. Hy wys vir Moses wie hy is. Sy liefde is absoluut onvoorwaardelik. As Johannes vir ons sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige seun gegee het. Dis groot. God se liefde kan nie gemeet word nie. En weet jy, baie keer kyk ons na mense en ons dink, maar julle leef goddeloos. En hulle is weg van die Here af. Maar die Here het nog steeds 'n hart vir daai mense. Want hy deur Jesus het hy kom sê, maak hulle my disippels. Want ek het hulle lief. En daai oomblik wanneer daai persoon sterf, daar is die afsnypunt. Want Jesus het aan 'n kruis gehang met 'n moordenaar langs hom. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. 'n Paar oomblikke voor hierdie man sterf. Maak hy sy saak met die Here reg. God se liefde hou nie op nie. God se mag, ons gaan net nou 'n bietjie meer daaroor praat. God se mag is bo enige ander mag wat daar is. Ons kan dit nie meet nie. God het die mag gehad om te skep. Hy het alles geskep met 'n woord wat hy gespreek het, uit die mens gemaak. Sy mag en krag was nog altyd daar en dit gaan daar wees. Dit hou nooit op nie, selfs aan die einde van die tyd. Wanneer ons eendag hemel toe gaan ons in die volheid van sy krag en sy heerlikheid leef. En hy het die mag om dit wat hy oor jou uitgespreek het, die mag om sy goddelike plan vir jou uit te voer. Hy het die mag om dit te doen en hy wil dit ook doen. Sy wysheid is volmaak. Daar's geen beperkings daaraan nie. En hy maak sy wysheid beskikbaar aan ons. Want die Heilige Gees, as hy die gawes oopbreek, dan is daar wysheid. Was 'n goddelike wysheid. Dis nie 'n wysheid
van my en jou nie. God se geregtigheid is volkome. Hy is die geregtigheid self. Hy is die geregtige God. En wanneer hy eendag gaan kom oordeel, gaan sy oordeel ook in geregtigheid wees. God se genade vir ons is so groot, maar sy genade beteken nie dat ons kan aangaan om te doen wat ons wil doen nie. Sy genade is daar om sy grootheid, sy wil, sy liefde, sy almag, sy heerlikheid in ons lewe oop te breek. Wat gebeur wanneer ons in die teenwoordigheid van God is? Want ek wil vanmôre 'n bietjie praat oor die krag van God om te genees. Die krag van God om dinge te laat gebeur. En as ons praat oor genesing, dan praat baie mense, al wat jy nodig het is geloof. Dis nie wat jy nodig het nie. Kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur met Salomo toe hulle die tempel inwy, toe hulle die verbondsark inbring in die nuwe tempel in. En ek gaan lees uit 2 Kronieke 5, so van vers 13 en 14. Nou, die vooraf teks sê vir ons, die priesters het alles skoon gemaak, alles was gereinig gewees, en die ark, al wat in die ark was net die 2 kliptafels gewees. Op ander teksgedeeltes lees ons, wanneer hulle iewers gegaan het, Aaron se staf was daarin, maar toe hierdie ark ingebring is in die tempel, was net God se woord, God se 10 gebooie, God se wet op ons harte, was toegesluit in die verbondsark. En luister net hierna, hierdie teks het my so geraak weer, ek het dit al voorheen gelees, want ek het nou weer lees, toe ek voorberei, het my so geraak, en ek het die beeld gesien, hoe God gestaan en kyk het wat hier gebeur het, en hoe hy Sondag na Sondag ook staan en kyk, hoe die goed hier by ons gebeur. Kan julle besef, hoe God ons sien, as mense, as sy kinders, as sy volgelinge, dat hy die hele tyd na ons staan en kyk, sit op sy troon en kyk. Die trompetspelers en die sangers het saam as 'n eenheid opgetree met lofsang en dank aan die Here, met begeleiding van trompette, simbale en ander instrumente, het hulle gesing met hierdie woorde, en hulle die Here geprys. Hy is goed, sy troue liefde duur vir altyd. En ons lees ook hierso, daar's omtrent 120 priesters wat gestaan en trompette blaas het in hierdie orkes wat hierso aangegaan het. Maar toe die mense, hulle sing, maar toe hulle die woorde sing, kyk hoe groot is ons God. Op daardie oomblik het 'n wolk die tempel van die Here gevul. Die priesters kon nie aangaan met hulle verpligtinge nie, want die heerlikheid en die teenwoordigheid van die Here het die hele tempel gevul. Nou daar's ander tekste, hier is die Nuwe Lewe vertaling, maar daar's van die ander ouer tekste wat sê, hulle kon nie gestaan het nie. Hulle kon nie regop gebly het in die teenwoordigheid van God nie. Wat het daar gebeur? Ons het vir hierdie week en die week voor dit gekyk, wat gebeur het met die uitstorting van die Heilige Gees. Hulle was saam in eenheid in die bovertrek, hulle het God aanbid, hulle het hom geprys, toe word die Heilige Gees uitgestort, hulle kon aangaan. Maar dieselfde ding gebeur hierso. Hierdie klomp mense wat daar by mekaar is vir die oopmaak van die tempel, die nuwe tempel wat in gebruik geneem word, is die eenheid wat daar was. Dis die eerste ding. Hulle het in eenheid by mekaar gestaan. En hulle het uit hulle harte uit, het hulle lof gegee aan God vir wie hy is. Hulle was dankbaar teenoor God
vir wat hy oopbreek in hulle lewens. Hulle kon gesien het wat God gedoen het. Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Wat het hier gebeur? Baie keer, dan as ons, al is ons besig om die Here te loof, as ons bid, wanneer jy ook al bid, in jou stilte tyd, al bid ons die Here, en ons gee hom eer, maar dan begin ons baie keer fokus, Here, jy weet, hierdie ding het nou in my lewe gebeur, Here, daai ding het nou gebeur, wat moet ek nou maak? Ons vat ons fokus af na onsself toe. Ons fokus op dit wat ons hier sien. Ons fokus nie op die een wat ons probleme kan regmaak nie. Hierdie volk het in aanbidding, hulle het in oorwinning voor die Here gestaan en hom geprys. Hulle aandag het totaal op God gefokus. Hulle was absoluut gefokus op hom, om hom te aanbid, om hom te eer. Die volk het nie na die Here toe gekom om antwoorde te kom soek vir die volke wat hulle aangeval het, of vir die goed wat hulle moet deurmaak nie. Hulle het totaal ingekom in die huis van die Here om die Here te aanbid. Totaal. En wat gebeur? Wat gebeur onder die lofsange wat hulle sing, onder die musiek maak? Kom God en hy openbaar sy teenwoordigheid. Dit was nie die klank van die instrumente nie. Dit was nie die klank wat by mense se monde uitgekom het nie. Dit was hulle harte wat oop was vir God se teenwoordigheid, wat oop was vir dit wat God in hulle lewe wou doen. Want hy is die een wat reg staan vir ons om in sy teenwoordigheid in te kom. Hy is die een wat net daar is. Wanneer ek en jy absoluut ons harte oopmaak, dat ons absoluut sy glorie kan beleef. En ek weet, daar's baie kerkgenootskappe wat vir jou leer, man, jy kan fisies die Here se teenwoordigheid voel, en dit is so, ek het dit ook al beleef, maar dit is nie waarop ons moet gaan nie. Ons moet nie gaan oor, ag nee, nou ervaar ek nie, ek voel nou nie die Here nie. Weet jy wat, ek het dit ook gister, het ek op 'n stadium gesê, ek voel ver van die Here af. Ek voel ver van die Here af. Dis nie hy wat ver van my af is nie. Dis 'n gevoel, maar wie wat, selfs al voel ek in my hart, daar's 'n gap tussen my en die Here, is hy nog daar vir jou. Hy los jou nie uit nie. Hy sal jou ook nooit uitlos nie. Baie keer, dan ervaar ons regtig waar, net, daar's nou 'n teenwoordigheid van die Here. Dat jy weet, jy staan op heilige grond. Daar's oomblikke, wanneer ons harte heeltemal oopmaak vir die Here, wat ons hom op 'n ander manier beleef, dat ons net sy teenwoordigheid, sy goddelikheid ervaar, op 'n ander manier as wat ons dit dalk ander kere ervaar. Dit was so lekker om net saam te sing vanoggend. Dit was lekker geweest om ons harte oop te maak en te sê, Heer, hier is ons wil U net aanbid met ons stemme vanoggend. Maar wat was in jou kop gewees terwyl ons gesing het? Ek het die klank gehoor van julle stemme. Ons kon dit almal hoor,
Maar waar was jou gedagtes? Waar was jou hart terwyl jy gesing het? Was dit absoluut gefokus op God? Of het jy gedink aan of daai ding daar by die huis is, ek nou huis toe gaan, dan is daar goed wat ek moet gaan regkry. Ons het laas nag wakker geword toe die termostaat van ons geyser nie afgesit toe die water warm was nie, en die water begin kook en dit het uitgespuit buitekant toe. Ons is vol daarvan. Wow, okay, wat gaan ons nou maak as ons kerk toe moet gaan? Dood eenvoudig, draai die water toe. Dan is ek bekommerd oor die water nie. As ek huis toe gaan, gaan ek weer bekommerd. Maar die Here doen sy ding. Waar is jou kop as jy besig is om die Here te dien? Want ek het daar in die bed gaan klim en ek het net gesê, Here, dankie dat U in beheer is. En ek het weer geslaap. En ek het 'n lekker droom gehad ook. Jy het my 'n bietjie kom waarsku oor dinge, maar het was 'n lekker droom, want ek het geweet, dis die Here wat met my kom praat. En dit is wat ons met ons hele lewe doen. Ons moet nie net hier wanneer ons hier so op in mekaar sit, die lekker gevoel het nie. Of jy toe ek hier inkom vanmôre, toe het ek het die teenwoordigheid van die Here beleef, toe ek na julle gesigte kyk, toe ek begin groet. Almal kla oor die koue, ek het ook gekla oor die koue. Maar hy is iets wat uit julle gesigte uitstraal. Jy sien wel daai glorie wat daar agter die voorhangsel in die tempel was, wat weg was van ons af, kom Jesus en hy self maak oop. As jy jou beskikbaar stel vir die Here en sê, Here, hier is ek, dan begin die goed gebeur in jou lewe. Die apostels, na die uitstorting van die Heilige Gees, begin hulle om die evangelie te verkondig. En nou is die woord sê vir ons, daar's wonderwerke wat gebeur. Petrus loop en sy skare weer val op mense en hulle word genees. Dis nie daai skade weer nie, dis die teenwoordigheid van God wat genesing bring. Paulus, julle moet weer gaan lees, Handelinge 19, wat er daar gebeur. Want ons onthou net van die sakdoeke en van die voorskote wat die mense gesond gemaak het. Gaan kyk na die teksgedeeltes voor dit. En God het buitengewone goed gedoen. Sy krag vrygestel deur Paulus. Want Paulus het uit Jesus probeer wegmaak. Hy het Christene doodgemaak tot hy daai ontmoeting met Jesus gehad het. 'n 1-tot-1 ontmoeting met Jesus Christus wat sy lewe totaal gedraai het. En hierdie man, vol van die krag van die Heilige Gees, leef in die krag van Jesus, soos wat Jesus nadat hy gedoop is, en gedoop is met die Heilige Gees, vol krag van die Heilige Gees, deur die wêreld gegaan het, en die hele tyd in sy bediening mense genees het. God, en ek wil hê julle moet luister na die teks, gaan lees daai teks, daar staan nie, Jesus het deur hom gewerk, of die Heilige Gees het deur hom gewerk nie, daar staan God het deur hom gewerk, die drie-eenheid. Die drie-eenheid was met mag en krag daar gewees. Paulus, as jy Handelinge lees, daar's klomp goed wat nog gebeur het. Hy het demone uitgedryf, ek hoop nie dit gebeur ooit met my nie, hy het 'n baie lang preek gehad, en iemand het op 'n balkon gesit, en aan die slaap geraak, en geval, en hom doodgeval. Paulus gaan en hy gaan maak hy man weer gesond, maak hom weer lewendig. Die woord van God is vol van voorbeelde wat gebeur. Mense wat in Jesus se tyd net aan aanraking kom met hom. Die vrou wat bloedvloeiing gehad het, sy het aan sy klere geraak, want sy het geweet, daar gaan iets gebeur. Sy het in sy teenwoordigheid gekom. Die verlamde man by Bethesda,
Jesus net ons het gewas, joh. Jesus maak hom gesond. Die blindes wat Jesus gesond gemaak het met 'n woord. Party van hulle het hy gesê, jou geloof het jou gered. Ander het hy nie eens gepraat van geloof nie. Party van hulle het hy 2 keer bedien, want die een blinde man, Jesus van bedien, sê hy vir hom, kan jy nou al sien? Nee, Here, ek sien net daar is goed wat so 'n bietjie beweeg. Jesus het hom gesond gemaak. Ek wil bietjie met jou praat oor genesing uit hierdie uit. Want ons smag daarna om fisiese genesing te sien. God het vir Jesus, Vader het vir Jesus gestuur om geestelik te kom genees, eerste plek. Johannes sê, as ek alles moes opskryf wat Jesus gedoen het in sy bediening, daar is nie genoeg papier gewees nie. Ons weet 'n paar goedjies, maar daar is baie goed wat gebeur het. Maar wat gebeur in ons tyd? Wat gebeur in ons tyd? Party kerke sê, nee, dit het opgehou. Ander sê, nee, kom ons wys vir julle hoe dit nie opgehou het nie. Hulle doen hulle eie ding. Ek het in die laaste 20 jaar die voorreg gehad dat die Heilige Gees vir my en Marita die gimmicks gewys het by genesingsdienste. Ons het gesien wanneer dit mense was, ons het gesien wanneer dit Here is, en ons het wonderwerke gesien, ons het wonderwerke beleef. Dit is nog steeds net so hier. Ja, dit is ook so, dat daar partykeer mense nie genees nie. Ek het dit al met julle gedeel, en ek wil dit graag weer met jou deel vanmôre, in 'n droom, waar ek saam met Jesus in 'n vertrek was, en hy het goed teen 'n bord geskryf, en ek het afgeskryf, en op 'n stadium, in die droom vra ek vir hom, Here, kan ek net so 'n bietjie met u gesels? Hy het 'n grap gemaak en gesê, maar jy is mos hier so. Hy het 'n stoel gevat en reg voor my kom sit en hy het vir my gesê, Tinus, ek vir my vra net wat jy wil. En ek sê, Here, hoekom sien ons nie meer genesings vandag, soos wat dit in u tyd plaasgevind het nie? En hy het lank vir my in my oë gesit en kyk. Hy het nie vir my 'n bloudruk gegee van hoe dit werk nie. Hy het nie vir my 'n uitgeskryfde plan gegee oor hoe dit werk nie. Al wat hy vir my gesê het, jy moet nooit ophou bid nie. Jy moet nooit ophou bid nie. Maar jy sien, toe Jesus op aarde was, het hy gesê, alles wat julle in my naam vra, vat dit na die Vader toe. En Jesus het vir ons die mag gegee om wel saam met mense te bid vir genesing. Om wel saam met mense te kan bid vir deurbrake. En ons het dit hoeveel keer gehoor by kerkdienste, waar daar niks gebeur as daar vir iemand gebid word nie, dan sê hulle, gaan terug huis toe en kom met meer geloof hiernatoe. Skus dat ek dit blaatant sê, maar dit kom uit die hel uit. Ja, ons geloof is in Jesus, en ons moet geloof hê, maar dit is nie die geloof wat genees nie, dis Jesus Christus wat genees, dis die krag van die Heilige Gees, dis God se plan. Here, as u wil, kan u my genees, ek wil. God se plan vir jou is om totaal te genees, geestelik. Eerstens, waar staan jy in jou geestelike verhouding met die Here? Het jy al genees daarin? Het jy al by 'n plek gekom waar dit nie meer saak maak wat mense vir jou sê, o, jy kan maar vergeet, jy's op die afdraaipad. Waar dit saak maak wat die Here se woord vir jou sê. Wat sê sy woord vir jou oor jou situasie? En jy staan en jy gaan na plekke toe waar daar gebid word vir mense en waar daar profetiese woord gegee word, en ek skiet nie profetiese woord af nie. Maar wanneer jy 'n profetiese woord kry, weet jy of dit waaragtig van God afkom?
Jy sien, partykeer dink ek, okay, hierdie woord, is dit nou, as jy begin twyfel, dan is dit nie daar nie. Die Heilige Gees werk nie met jou om twyfel in jou hart te sit nie. Hy werk met jou om die waarheid in jou hart te sit. En sy woord is waarheid. Wat is die situasies wat daar in jou lewe is, wat nou al lank by jou is? Nou glo my, daar's maar 1 of 2 goeters wat ek nou al vir jare ook by die Here voor staan. Hy het nog nie vir my antwoord gegee nie. Maar ek weet, hy gaan. Want sy tyd is anderster as my tyd. Want ek wil hierdie goed moet nou gebeur. Nou, dit moet nou gebeur. God is buite tyd. Sy genesingstyd is nie ons genesingstyd nie. Maar dat sy woord waar is daaroor, gaan kry dit in jou Bybel. Want hy is die een wat genees. Nie 'n sakdoek nie. Nie 'n Bybelversie nie. Ja, hy kan gebruik wat hy wil, maar hy is die een wat genees. Wanneer ons in die teenwoordigheid van God is, gebeur daar goed. Toe Moses wegloop af van daai berg af, het die glorie ook minder geraak. Maar God se liefde vir jou raak nooit minder nie. Jy kan maar wees waar jy wil. Jy kan maar jou rug op hom draai en loop. Gaan altyd daar wees. Maar binne die teenwoordigheid van God is dit waar dit gebeur. Ek kan nie hier in 'n kroeg gaan rond lê en myself geniet en dink ek is daar in die teenwoordigheid van God nie. Ek weet daar's baie mense wat sê, maar ek vat hom saam daarin, want hy kan my dalk daar gebruik. Man, dis 'n lekker verskoning om gou iets te gaan drink, iets te gaan doen. Gaan jy in sy teenwoordigheid in en drink jy van die lewende water wat hy vir jou wil gee. Gaan spandeer tyd met hom vir dit wat hy wil oopbreek in jou lewe. Want daar is 'n dag toe daai volk in die tempel ingegaan het en in eenheid begin het om die Here te dien, was sy teenwoordigheid fisies sigbaar, tasbaar, so dat die priesters nie eers kon aangaan met hulle werk nie. Nou ek verlang ook daarna dat die teenwoordigheid van die Here so sterk hier is dat ek nie kan staan of my mond kan oopmaak om te preek nie, dat hy inkom om jou te kom bedien. En dis my hart vir hierdie gemeente, is dat ons in 'n plek kom waar ons so ontvanklik is vir die verandering van die Heilige Gees, vir daai transformasie wat hy bring. Maar weet jy wat, die transformasie van jou terug na die beeld van God vind in die teenwoordigheid van God plaas. So ek en jy moet 'n leefwyse hê van om in die teenwoordigheid van God te kan wees. Hy gaan jou nooit keer om in sy teenwoordigheid te wees nie. Die liefde van God vir jou is onkenbaar. Jy kan dit nie meet nie. Jesus se plan vir jou lewe, God se plan daar. Ek gebruik dikwels die sê ding, want dit is iets wat die Heilige Gees vir my kom gee het, een keer toe ons in Afrika bedien het, is om God se wil te openbaar in jou lewe, maar om hemel en aarde by mekaar te bring. Dit waarin ek en jy staan, om God se heerlikheid in ons situasie te kan oopbreek. My gebed vir jou vanmôre is dat jy volkomme genesing sal ervaar. Dat die goed waarvoor jy by die Here staan, gaan begin oopbreek. Want dis die God wat ons dien. Dis die God wat ons dien. En dan moet jy nie ophou bid nie, want dis wat hy vir my persoonlik kom sê het, moenie ophou bid vir siekes nie, moenie ophou bid vir mense se situasies nie. Want hy is die God wat die deurbraak is. Hy is die God wat die genesing is in sy teenwoordigheid.
waar hy jou wil vashou en by jou sy hart te kom inploeg. So maak oop dat die Heilige Gees met jou kan werk. Maak oop dat hy vir jou kan sien, dat jy met jou geesoë kan sien wie jy in Christus is. Die Here is lief vir jou en die Here beskerm jou. Amen. Stap in die Here se teenwoordigheid in. Stap in sy arms in. Stap in sy liefde in. Want hy is daar vir jou. Sy genesing, sy krag is beskikbaar. Hy is die enigste ware God. Hy is ons skepper, hy is ons verlosser en hy is ons helper. Dat ons hom eer en aanbid vir wie hy is. Die liefde en die teenwoordigheid en die krag van God ons Vader en van Jesus ons verlosser en die Heilige Gees ons helper is met jou hierdie oomblik en vir altyd. Amen.